Geliefdes, dit is Dinsdagoggend die 14de April, en sommer net baie lekker om weer saam met jou wandel in die woord te deel, en mag die Here ook hierdie wandelgedeelte vir ons vandag seën. Ons het gister gesê dat in gesprekvoering ons mekaar ook kan opbou en genees. En vanoggend kyk ons na so 3 aspekte, môre weer na so 3 aspekte, en dan donderdag weer na 3 aspekte van moontlike noodsaaklike elemente in gesprekvoering. So kom ons begin sommer by die eerste ene. En dis iets wat ons almal weet, maar ons moet dalk mekaar net weer daaraan herinner. Jou lyfstaal is so belangrik. Lyfstaal spreek dikwels harder as jou woorde. Jou gesigsuitdrukkings, jou stemtoon, jou oogkontak moet die van warmte en vriendelikheid uitstraal. Jy moet kan glimlag en tog ook baie ernstig kan wees, want vir die verwonde mens is dit 'n saak van groot erns. Want iemand na jou toe kom wat verwond is en seer gekry het in woorde, dan is die nie-verbale vir hulle so belangrik. Die manier waarop jy hulle veilig laat voel, maak dat hulle verwonde seer met jou kan deel en jou daarmee vertrou. Dan natuurlik, as iemand na jou toe kom wat verwond is en wat smag na genesing, luister. Want luister is eweneens net so belangrik soos lyfstaal. Moenie die persoon in die rede bly val of onderbreek met vrae en of opmerkings. Nee, laat die persoon regtig praat. Luister, omdat jy regtig omgee. Jou vrae en opmerkings kan jy later vra. En dit moet uit die aard van die saak altyd aansluit by dit wat die persoon met jou deel. Mag ons leer weer om eerder te luister as om ons opinies en ons sogenaamde oplossings vir die persoon op die tafel te sit. Wanneer iemand na jou toe kom met seer en met stikkend, probeer verstaan en toon jou begrip. As jy nie heeltemal verstaan nie, moet jy ten minste blyke daarvan gee dat jy probeer verstaan. Moenie dink jy sal alles verstaan nie. Niemand van ons verstaan ooit alles nie. Maar sê ten minste vir die persoon dat jy probeer verstaan hoe hy of sy voel en waarom hulle voel soos hulle voel. Reflekteer hierdie persoon se gevoelens vir hom of haar. As jy agterkom dat hy of sy uiters aggressief is, sê dan, dit lyk vir my, jy's baie kwaad oor wat gebeur het. As jy sien hulle is stikkend en hartseer, kan jy dalk iets sê soos, dit lyk vir my asof jy baie seer gemaak en hartseer is. So bring jy hierdie persoon in kontak met hulle eie gevoelens en help jy hulle om te verwoord en te ontlaai wat hierdie verwonding veroorsaak. Geliefdes, ons kyk môre na 'n paar volgende aspekte van hoe 'n mens so 'n gesprek sou kon benader. Maar kom ons fokus dan vandag op jou lyfstaal, op jou luister, op die manier waarop jy probeer verstaan en begrip toon, en op hoe jy jou, luistervaardighede kan gebruik en aanwend om die persoon se gevoelens aan hom of haar te reflekteer. En mag die Here jou daarmee naby wees. Kom ons bid dit vir mekaar. Here, help ons om in ons lyfstaal, in ons luister, in ons begrip en ook in die kosbaarheid daarvan dat iemand met ons iets deel wat vir hulle na in die hart is. Here, help ons daarmee om deur die Gees al hierdie dinge so te gebruik en aan te wend dat dit tot opbou en genesing van mense sal wees. En dat ons versigtig met ons hand in u hand, Here, as medewerkers
in u koninkryk stelselmatig opbou, omdat ons luister met liefde, omdat ons lyfstaal spreek van liefde, en omdat ons regtig medelee het en probeer verstaan. Dankie Here, dat ons mag vra dat U dit in ons sal wakker maak, sonder dat dit oneg en aangeplak is. Dit bid ons vir mekaar, in Jesus se naam, die koning van die kerk. Amen.